Goeiemôre vriende. Daar is net iets magies aan die aansteek van 'n kersie. Ons het Sondag in die kerk ons eerste adventskers van hoop aangesteek. 'n Klein vlammetjie, belaglik klein, maar wat deur al die duisternis van die wêreld die afgelope meer as 2000 jaar nie uitgedoof kan word nie. Want dit is hoe God se hoop werk. Hy kom klein as 'n babietjie in 'n krib, 'n Messias in 'n stal, 'n liggie oor Bethlehem. God is die God van hoop, wat ons vul deur geloof met alle blydskap en vrede deur die werk van die Heilige Gees. En daarom, vriende, is Christelike hoop nie iets wat soos 'n tegniek oor 5 stappe gebeur nie. Dit is nie iets wat ek kan fabriseer nie. Dit is nie positiewe denke ingesteldheid nie. Hoop, Bybelse hoop, is die werk van God. Deur die Heilige Gees bewerk God hoop in ons harte. En daarom is Christelike hoop hierdie vaste vertroue in God. In God kan ek die sekerheid hê. Hy aanvaar my. Hy het my lief, hy het my na sy beeld geskaap. Hy gee my 'n nuwe identiteit. Hy is Immanuel, God by ons, en op hom kan ek hoop. En die Heilige Gees bewerk hierdie hoop in my hart. Mag jy nou in adventstyd met 'n ander geloofsritme Kersfees tegemoet gaan. Vertrou op die Here, aanvaar mekaar met liefde. Laat God se liggie van hoop skyn in jou lewe en ook aansteeklik vir ander mense se lewens. Paulus sê in Romeine 15 vers 13, en so seën wat hy uitspreek, en dis my wens en my seën ook vir jou. Mag God, die God van hoop, jou deur geloof vul met alle blydskap en vrede. Mag die Heilige Gees in jou hoop bewerk, en dat jy dit kan glo, en dat jy dit kan uitleef. Mag jy 'n baie hoopvolle adventseisoen beleef. In Jesus se naam. Amen.